Sê mense, hier is ek nou terug om julle nog 'n stukkie van my storie te vertel, né? Aangesien ek die bekendste man in Suid-Afrika is, gaan ek nou groot en ek vertel vir julle dinge wat julle gaan skok. En ek het dan niks meer om te verloor nie, want ek is 100% vals beskuldig en media sit met 'n probleem. Hulle moet nou my by die stories kry en hulle kan nie. Nou ja, mense, vandag gaan ek julle weer skok en ek sê trek daai stoele nader want ek gaan groot van nou af. En hierdie enetjie gaan definitief aan die senuwees raak. So as jy nie wil glo aan dit wat ek sê nie, mense, moenie hierdie video kyk nie. Want dit gaan jou skok. En kom ons begin. My naam is Rocco Viljoen en ek vertel net 'n storieetjie. Ek vertel hom met my hart uit, want ek was 'n priester vir meeste van my lewe in 'n Christenkerk. En nou is ek die laaste 12 jaar spiritual. So ek vertel vir julle hoekom ek oorbeweeg van Christianity na spirituality toe. Wat nie 'n maklike besluit was. Dit is een van die moeilikste besluite, want ek het vasgeglo Christianity het 'n rotsvas fondasie. Totdat ek dit gaan ondersoek en ek dare julle om jou geskiedenis van Christianity ondersoek. Los die klomp Bybelstories wat jy lees. Ondersoek jou geskiedenis. Moenie Google nie. Trust my. Nee, trust my. Ek het dit gegoogel as 'n priester, dus hoekom het ek geglo dit is perfek. Gaan soek die sources wat dit geleer het en bestudeer het hulle hele lewe lank. En dan hoor jy wat sê hulle. Nou ja, mense, kry 'n stoel. Vandag gaan ek praat oor ons Bybel. En ek gaan vandag vir julle storieetjies bring wat julle glad nie geweet het nie, op kerke wil nie vir jou vertel nie. Het julle al ooit besef dat 100% van die Bybel basies oor Israel gaan? Elke Bybelvers, elke profesie, elke storieetjie, elke wet, elke oorlog, elke belofte, elke terugkeer in jou Bybel gaan oor Israel. Ons hele boek, Bybelboek, draai om hulle en hulle land. Dit gaan oor hulle bloedlyn, hulle verbonde wat hulle gemaak het, hulle geskiedenis. Maar hier is die deel wat mense nie wil hoor nie. Israel as 'n volk, as 'n nasie, is nie een Christen. Is dit nie vreemd dat ons hele Bybel speelde af en nie een is Christen nie? Vat 'n oomblik, kry stoel, dink daaroor, laat dit 'n bietjie insink. Ons hoofkarakters in ons hele Bybelboek, die mensdom rondom wie alles gebou het, die hele boks en daar's glo nie een in 'n Jesus of 'n Messias nie. Hulle volg almal Judaïsme en hulle lees die Torah. Nie een lees die Nuwe Testament soos die kerk dit aan ons geleer het nie. Nie een van hulle lewe volgens die kruis nie. Om te sê, hoor die ouens, Jesus was 'n kruis, ons moet die kruis, altyd die kruis kom eers. Nie een van hulle nie. Hulle glo nie eens aan nie. En hulle noem hulle self nie eers Christen nie. So, vra jouself, wat beteken dit vir jou? En dit beteken die Christendom wat in Afrika opgedwing is. Mense glo vir my, Christianity soos ek en jy het ken, is op mense afgedwing gewees met pile, swaarde, messe, torturing masjiene. Op die mees barbaarste manier is hierdie Christen godheid geloof, soos wat ek en jy dit vandag glo, op mense afgedwing. Hulle kosse was gekonfiskeer, hulle lande, hulle koring, hulle skaap, hulle beeste, hulle is honger gelei en gedwing om hierdie Christianity wat ek en jy volg aan te neem. Christianity soos ek en jy herken was nooit ooit Israel se geloof gewees nie. En was nooit Afrika se geloof gewees nie. Dit was 'n Europese geloof wat gewapen is. Dit is wat hier aangekom het. Al wat hulle gedoen het, hulle het net daai mense in Israel se stories
gevat en dit herverpak in hulle storieetjies. Hulle het 'n herdoopte godsdienst daar geplaas en 'n koloniale instrument. Daai Bybelboekie, daai swart boekie wat jy so vashou en jy glo vas wat daarin staan, is nie joune nie. Dit is geskrywe in 'n vreemde land. Daar in Afrika het hulle boeke geskrywe, lank voordat Konstantin aangekom het. In vreemde tale, nie eens in jou taal nie. Deur dieselfde magte wat jou voorouers onderdruk het. Toe Rome aankom, verskedel alles en hulle herskrywe alles in 'n boek. Hulle noem daai boek die Wetboek. Hulle gaan en vat net die boek en vertaal het. Hulle het herverbrand, of hulle het al en verpak en toe het hulle dit geforseer op die mense. Met geweld, pyle, pangas, swaarde, toue, kruise, pale wat hulle die mense opgeplant het, hulle korings en goed weggevat het, dit is op die mense afgedwing. Dit is wat julle nie weet nie. Daar is nie een land in die wêreld wat hierdie Christianity oorgeneem het met 'n sakliefde in die Bybel nie. Elke liewe land is gemoor, geloot, ryp, op die mees bebaarste maniere en verwoes. Is dit nie skokkend nie? En hier is wat jou kerk, Christianity, nie vir jou vertel nie. Skielik het hulle die woord slawery in die Bybel ingedruk wat nooit daar was nie. En 12 miljoen swartes is uit daai land uit getraffic met skepe. 1,5 miljoen lê op die seebodem. Dood nog steeds in kettinge. Hulle vertel nie vir jou dit nie. King James wat jou Bybel verander het, hy het 'n hele konsentrasiekamp gehad wat genoem Jamestown. En hy het slawe soontoe laat kom. Hy het miljoene gemaak uit slawerny. Dis wat jou kerk nie vir jou vertel nie. Daai arme slawe is weggeneem uit hierdie land uit. Hulle kon nie Engels praat nie, hulle is geneem na Engelse lande toe. Hulle kon nie Engels lees nie, hulle kon nie Engels skryf nie. Nou imagine, julle word weggeneem hier in Suid-Afrika en word daar tussen die Maoris gesit en julle het geen idee wat hulle sê nie. En hulle skop en slaan julle soos hulle wil, jy is hulle slaaf. Imagine dit net vir 'n oomblik. Nou dit is wat Christianity aan die mense gedoen het. Hierdie arme volk van Israel het hulle eie taal gehad en hulle kon nie verstaan wat niemand sê nie. En as hulle met mekaar gepraat het, dan was daar groot gemors. Dan is daai mense gestraf gewees. So mag nie hulle eie taal gepraat het nie. Alle tale was verbied gewees. Dit het skielik net 'n huistaal geword, jy by die huis gepraat of saggies gefluister. Maar verder is jy geslaan met 'n sweep. Jy is verkrag, jy is aangerand, omdat jou Bybel sê jy is iemand se eiendom. Jy kan dit doen. Christianity het daai wet ingebring. 'n God van liefde. 'n God wat omgee. 'n God wat net liefde is volgens julle. Dieselfde God wat hierdie mense gesit het waar hulle is en vir hulle in slawerny ingedruk het en hulle lewe totaal verwoes het, net soos wat Rocco se lewe vandag verwoes is deur media. Selfde ding. Ek ken die gevoel, ek weet wat dit is. Ek is 'n bolstres en media en sê daar om my te gehelp het nie. En ook nie vir hulle nie. Niemand het hulle gehelp nie. Hulle skielik in 'n vreemde land, word geskop en geslaan. Sodra hulle mekaar met hulle moedertaal praat, dan word hulle met sweeps geslaan. Imagine dit, mense. As hulle geloof wat spirituality was, wil beoefen by hulle huis, miskien meer tydjies langs die boom of binne die huis, as hulle gevang was hulle geslaan. Mag nie gedoen het nie, is teen die wet. Spirituality was totaal teen die wet. Dit is wat Christianity aan die mense van Israel gedoen het. So wil julle weet wie is die ware volk van Israel? Sien, as julle sien wie die ware volk van Israel is. Nie daai kom Jode wat nou daar is nie. Hulle het later
As jy die geskiedenis doen, later tevoorskyn gekom en Israel gaan oorneem, Jerusalem oorgeneem. En wat jou kerk en jou Bybel jou nie vertel nie, daai slawe was nie net geslaan, geskop, gemartel en verkragt nie. Daai slawe was Bybeltekste op hulle afgedwing wat hulle moes gememoriseer het. In 'n taal wat hulle nie eens kon praat nie. En jy is geslaan of gemartel totdat jy die teks uit jou kop uit ken. Klink dit een oomblik na 'n pragtige geloof, hierdie Christianity, wat net 'n God van liefde het. Dink mooi. Jesus is 'n Engelse naam. En is Engels. God is 'n Engelse naam. Is Engels. Die Bybel wat jy ken is meestal Engels en Afrikaans nou. Die hele godsdiens is deur die koloniseerders se tong gebring. Met ander woorde, alles wat jy weet van godsdiens is deur daai slawehandelaars, daai mense wat Christianity op die mense afgedwing het. Die kanse van Nasere was so donker soos 'n swart bord in 'n skoolklas. Dis hulle wat hierdie Christianity kom afdwing het op Jerusalem, op mense wat peace, vrede en harmonie gehad het. Daai mense het nie geglo in kerke nie, daai mense het nie geglo in tieners nie, daai mense het nie geglo in Bybels nie, daai mense het geglo help mekaar. Daarom is daar 'n mooi wet in die land dat die boere met almal is gedeelte van hulle kosse, vrugte, groente, skape, bokke, eiers vir die armes gee. Hier kom Christianity aangestap met swaarde, 'n Bybel in die hand en sê nee. As jy teepraat raak jy slaap, daar klim op die boot, daar gaan jy. Hierdie Christianity word op mense afgedwing. Maak nie saak wat hulle doen nie, mense is gemartel, geskop en geslaan en verbrand op pale so straatligte. Dit is Christianity soos jy dit ken. Niks anders dan nie. En die woord Christianity, soos wat ek en jy dit ken, was in daai mense ingeslaan met swepe, vuur en geweld, in kettinge. Hulle doodgewerk vir mense wat Christianity beoefen het. En weet julle wat, hier is die ergste en die donkerste waarheid wat julle nie weet nie. Die Bybel was nie net gebruik gewees om liggame te beheer nie, maar om siele te herprogrammeer. Dit het nie net 'n ketting van yster gebring nie, want hulle was mos aan kettings geboei nie, maar 'n ketting van geloof. As jy nie hierin glo nie, dan gaan jy dood, jy gaan hel toe, jy gaan geoordeel word. Nee, jy is van die pad af as jy dit nie glo nie. So dit is op mense afgedwing tot vandag toe. Kyk daar waar ons sit. Elke Sondag hoor jy ons gaan hel toe. Ons is ongeseën as jy dit doen nie. As ons nie luister nie, gaan dit gebeur. As ons moet nie vra nie, want eendag sal jy alles weet. Is dit nie so nie? Dieselfde kettinge is om julle gesit en op my ons hele lewe lank. En die kettinge wat hulle vandag gebruik is die kettinge van geloof. Die Christianity wat hulle op mense afgedwing het. En ek is jammer Christene dat ek dit vir julle sê, dit is die waarheid. Doen net julle huiswerk, gaan julle sien my fok Rocco praat in die waarheid. Daai arme mense was geslaan gewees, gemartel gewees, alles is in hulle ingedwing gewees. En dit het die mense laat vergeet wie hulle is. Dit het mense laat erf aan 'n geskiedenis wat hulle nie ingesluit is nie. En vandag verdedig swart mense nog steeds 'n geloof wat Israel nie leef nie. Israel leef dit nie. 'n geloof wat Rome gebou het. Christianity kom van Rome af. En wat Europa bewapen het om mense te beheer soos ek en jy. En dit is waar King James inkom. En julle wat so King James se Bybel aanhang, King James sit groot agter hierdie, hoor. Skielik was daai mense gedwing gewees om 'n God te aanbid wat op hulle afgebring is, glad nie deur liefde nie, met swepe, marteling,
verkrachting, torturing. Gaan doen julle geskiedenis oor Christian being torture missionaries. Dis nie hoe hulle mense getortureer het, om hierdie geloof op hulle af te dwing, met die ergste pyn wat daar is. Dit is hoe Christianity op die mense afgedwing is vir honderde jare. Miljoene mense is doodgemaak op die mees barbaarste manier deur Christianity. Hierdie Christianity is afgedwing en glad nie met liefde tot hulle gebring. Hulle is geleer, hulle moet leef volgens 'n boek. Skielik sal nie meer vryheid wees, jy nie die boek ken nie, en daar volgens wandel nie, is jy van die pad af. Hierdie boek dra nie eers hulle bloedlyn nie, en nie hulle voorouers se stem nie. Dit is totaal verander, verkragt. Kom ek sê vir julle, die Bybel is 10 tot 20.000 keer oorgeskrywe. Elke liewe boek is anders, dis die ander ene. Dis hoekom skole met mekaar vis is, want elke Bybel is anders, mense. Daar is nie reg en verkeerd nie. En vandag is daar 5 miljoen keer is ons Bybel al vertaal. En elke liewe keer haal hulle woorde uit en sit woorde by. En sê vir my, as ons Bybeldruk is regtig omgegee vir ons om die waarheid te weet, hoekom het hulle nooit daai storieetjie reggemaak dat Maria was nie 'n hoer nie? Sien julle, dat nie behoefte om ons Bybels reg te maak het. Hoekom haal hulle nie die ander 7 boeke van Apostel Paul uit wat 100% bewys word dat dit is vals nie? Dis in 'n ander handskrif geskrywe eeue nadat hy dood is. Sien julle wat ek julle probeer wys? So vra jouself nou af, as Israel nie Christene is nie, as jou voorouers nie Christene was voor slawerny nie, as die Bybel van hierdie selfde hande gekom het, wat hulle gebreek het, wat presies volg jy dan nou vandag? Want die storieetjie wat ons vandag in ons Bybel lees, is nie die storieetjie van Israel nie. Dit is die gekoloniseerde stelsel vermom in 'n redding. En die kettinge van vandag, wat ons almal geboei hou. Hierdie kettinge wat ons geboei hou, is vandag nie meer eysterkettinge nie, maar dit is 'n boek, 'n geloof, wat vir my en vir jou beheer totaal. En miskien is die grootste vraag dan, wie is God werklik? Of maar eerder, wie het vir jou gesê wie God is en hoekom? En kan Rocco vir julle goeie raad gee? Ondersoek nou vir God in jou Bybel. Die God wat ons net hoor is 'n bolliefde. Ondersoek hom. Ek nie vir die mense sê ek sê vir julle dit nie. Daar is amper 6000 keer wat die naam voorkom. Ondersoek dit. Dan kyk julle of julle dit ook so vind, dat daar net liefde staan. En dan die volgende vraag is, hoekom kry jy die 4 kere in jou Bybel, waar staan God is liefde, net in die Nuwe Testament geskrywe, deur geen ooggetuienis nie. Mense as jou pastoor of jou priester of jou dominee vertel, daai 4 evangelieboeke is deur ooggetuie geskrywe, nonsens. Nie een ooggetuie het daai boeke geskryf nie. Niemand weet wie hulle geskryf het nie. Ons pastore en ons dominees en ons priesters spreek daar uit en hulle vertel vir ons dat dit is waarheid. Laat Rocco vir julle vertel, daar is geen waarheid daarin nie. Die helfte van ons storieetjies in daai boeke is totaal vervals. Die eerste keer wat iemand regtig oor Jesus geskryf het, nêrens in Israel kry jy die naam Jesus in Jerusalem en al die plekke in die eindige geskriftes, nêrens kry jy sy naam, nêrens. Absoluut nêrens. En die eerste keer wat iemand oor hom skryf is 60 tot 80 jaar nadat hy dood is. En die eerste een wat oor hom geskryf het was Pontius de Jong wat sê, and Christ went past. Maar hy vergeet om te sê, elke tweede koning se naam is ook Messias, Christ. So wat sê een het nou verbygeloop? Ja, hy het vergeet om dit te sê. So ander woorde is wat 80 jaar na Jesus voor enige iemand enigiets oor hom neergeskryf het. En julle wat nie weet nie, die woord Jesus het nou die dag tot 1900
jaar het mense Josia gebruik. En skielik besluit die kerk, ons wil nie meer Josia hê nie, kom ons verander sy naam na Jesus toe. En nou is dit Jesus. Is dit nie snaaks dat 'n kerk wat beklei en sê hulle is die enigste weg, dat hulle dit kan doen nie, weet hulle die krag gegee? Hoe is dit moontlik dat Konstantin, wat hierdie geloof bymekaar gemaak het saam met sy Council van Nicaea, op mense afgedwing het, mense doodgemaak het voor die voet, 100 jaar verbod gesit het, te sê dat enigiemand die hierdie geloof volg nie, word doodgemaak of gemartel? Hoe is dit moontlik dat selfs hy nooit 'n Christen was nie, en hy vasgeglo is die enigste weg? Julle geweet, 5 minute voor hy dood is, toe word hy gedoop. Want hy het nog steeds paganisme aanbid. Dit is die ware storieetjie van jou Bybel, jou Christianity en Israel, die volk van God, die ware volk. Nou weet julle ook dat die ware volk van God is nie die Jode nie, dis die swart mense. En as ek sê swart, is dit hulle wat donker van vel is, wat 'n vreemde taal gepraat het, wat daar was vir die laaste 200.000 jaar op aarde, wat jou science nie vir jou wil vertel nie. En hulle het geplant en geploeg die laaste 200.000 jaar. Hulle was nie Bobbejaan mense wat nie geweet het om te werk of nie. Hulle het gewerk saam die councils en die Anunnakis en goud gedelwe en geploeg en gebou en geplant. Dis wat jou science nie vir jou wil vertel. Nou ja mense, dit is my storieetjie vir vandag. Hierdie ene keer daar definitief aan die sinne wees, maar daar is waarheid daarin. Ondersoek dit gerus en julle kan my vra oor dit. Liefde. En asseblief mense, help vir my om hierdie video vir my uit te sit, sodat ek meer followers kan kry. So asseblief druk die follow knoppie, dit gaan vir my help om my 10.000 target te bereik, en dan kan ek dan met ietsie verdien uit dit uit, en dan weet ek dan weer 'n inkomste wat kom, aangesien ons media heeltemal my water afgesny het en my krag betoonend. Ek kan nie werk kry nie. Al wil ek hoe graag, ek word verdink deur media dat ek is 'n moordenaar, ek is 'n cult leader en ek is 'n seksmaniak. Nou ja, hulle kan nie een van die 3 bewys nie, maar ongelukkig het hulle my gesig oral se geplak het nadat ek hulle my storie vertel het. En ek vra mooi, sal julle vir my help om vir my te follow. Asseblief, ek sal dit waardeer uit die diepte van my hart. Goed daarop.